hierdie gebied sal vir my tot voordeel hê dat aangesien hierdie plaas Perth beskik oor die grootste Transvenosis woud in die wêreld in privaat besit. Dink ek sal die ape, omdat dit onomstootlik bewys is dat ape en bobbejane help met die verspreiding van die saad, dink ek sal die Simango ape baie goeie diens lewer tot die behoud van hierdie roodboom spesie. In samenwerking met die Nasionale Parkeraad word van die Simango-ape, wat in die Entabeni-bosse gevang is, ook in die Kruger-wildtuin losgelaat. Hulle het voorheen in die noorde van die wildtuin voorgekom, maar die meeste het sedert 1959 verdwyn. Dit is die beleid van die Nasionale Parkeraad om diere waarvoor daar afdoende getuies bestaan, dat hulle vroeër hier voorgekom het, hierheen terug te bring. So die terugbring van die Simango-ape hierheen is deel van die hervestigingsbeleid. Hulle word losgelaat hier in die Pafuri-gebied in die noordelike deel van die wildtuin. Ons vermoed of ons glo dat die natuurlike toegangsroutes van die Simango-ape hierheen afgesny is as gevolg van menslike ontwikkeling op die grense. Simango-ape sal seker aanhou om dennebome op Entabeni te beskadig. En 'n uiteindelike oplossing vir die probleem sal nie maklik gevind word nie. Beheer van die skade sal slegs deur beheer van die aapgetalle kan geskied. Ja, mens kan en veral Liechtenstein hartpeste. Dit het opslaa hier by ons veroorsaak, want ons het nie te lank voor dit ervaring gehad van hoe moeilik dit is om veral die Liechtenstein hartpes te vang en te vervoer. Johan, wat het jou genoop om hierdie diere in Malawi te haal? Ek het die program op 50 jaar terug gesien. En dit het my aangespoor om 'n soortgelyke projek aan te pak. En wat was jou sentrale filosofie? Ons het van die uitgangspunt gegaan om die spanning en die vrees van die dier tot 'n minimum te beperk. En ons hele vangoperasie het ons daarvolgens beplan. Kan jy dit beskryf? Ja, ons het ook helikopter en die gewone kabel plastiese krale wat mens bou in 'n trechtervorm gebruik. En dan het ons hulle in die drukgang ingejaag. Ek het 'n drukgang ontwerp waar menskontak baie uitgeskakel is. Kom ons begin by die helikopter. Het julle enigiets spesiaal gedoen om die helikopter aanjaag? Ek dink die loods wat ek gebruik het was uitstekend. Hy het geweldig baie ondervinding, uit die diere baie gerus, uit die spanning en die vermoeienis op die diere tot 'n minimum gehou. Hy het hulle genoeg ruskans gegee. As hulle verder as soveel kilos was, het hy die diere baie goed laat rus. En die drukgange? Die drukgange self is maar die gewone wildvang drukgang, die krale nou wat afgaan in 'n drukgang, en die drukgang het ons van gewone pyp en ysterpype en voerband materiaal gebruik. Gerubriseerde materiaal. Ja, waarom? Om die geraas tot 'n minimum te hou. Dit was deurgaans julle benadering geweest. Geraas te verminder, menskontak seker ook? Menskontak ook. Die drukgang was so ontwerp dat mense van buite af die diere kon uitspuit, afkoel en inspuit, kalmeermiddels toedien. En ook die drukgang was so groot dat hy 'n teeltrop op die Liechtensteins kon vat. Ons het basies dat hulle veilig by mekaar gevoel het. Dan is hulle 'n groepie by mekaar en die spanning is bietjie bietjie minder gemaak. Ja. Maar nou sit hy in die drukgang, nou moet jy hom vervoer. Dis ook seker nie maklik. Ja, die drukgang het ons het 3 skuifdeure in die drukgang gehad. Die agterste deel was van die voerbandmateriaal en dan het ons hulle gespuit en vir hulle kans gegee om te kalmeer. En dan het ons die vragmotor teruggestoot waar ons dan die res van die drukgang op die laai bak agter laat opgaan en dan die diere net in die voertuig ingehakloop met die minimum moeite. Ons het nie die diere fisies een geboef verlaai nie, jy het hulle net van agter af gedruk en dan hulle ingelaai.
En nadat hulle nou vervoer is hulle in kwarantyne geplaas seker, né? Na hulle kalmeer is hulle na die kwarantynestasie toe vervoer en dan daar gelos om aan te pas en na 'n week is bloedmonsters getrek. En na 28 dae se periode is daar weer die tweede bloedmonsters getrek om seker te maak hulle was siektevry. En toe omtrent 'n week daarna het ons hulle toe weer in die drukgang ingebring, die Liechtenstein hartebeeste nou, verdoof en na die vliegtuig toe gery in vragmotors. Vertel 'n bietjie van die vliegtuigondervinding. Sover as my kennis strek, is dit die eerste keer dat wild in massa vervoer is. Ons het die gewone krale wat hulle beeste mee invoer, wat die vragvliegtuie gebruik, het ons toe gebruik en ons het die groepies 7 in 'n kraal saam los laat staan. Die diere was 'n kalmeermiddel gegee. Hulle was dus los, hulle was nie afgehok. Hulle was nie afgehok in kratte nie, want die ou manier was om kratte te gebruik. Ons het hulle in massa kraaltjies, in klein kraaltjies, maar in massa vervoer. Wat was jou suksespersentasie van hierdie diere? Ek het in Malawi na 9 weke het ons 7 volwasse Liechtensteins verloor. Uit hoeveel? Uit 'n groep van 50. Dis baie goed. En toe in Suid-Afrika het ek ongelukkig weersomstandighede en baie goed teen my gehad en hulle het koue gehad en baie reën. En toe het ons weer 8 groot diere verloor. Ek kan my voorstel die voer van hierdie diere sou ook seker 'n probleem vir ons zijn. Ja, die voer is geweldig duur. Lucerne byvoorbeeld in Malawi te land is hier by die R50 'n baal, sonder die kostes van die baal. En dit is die verliese. Ek het die verliese van die Liechtensteins was 'n voerstres. Dit was as gevolg van voer. Nou wil ek ook vir jou vra, wat was jou doel met hierdie diere? Waarom wou jy die diere hê? Ek wou die Liechtenstein terugbring Suid-Afrika toe. Daar was 'n troppie wat die vorige vangoperasie wel gevestig het. Dit was diere wat ook binne die rooi bek en klou gebied gevestig was en ek wou graag die teeltrop in die res van Suid-Afrika gevestig het buite die rooi lyn, laat hulle oral kon gaan waar hulle wel met natuurbewaring se toestemming kon gaan. Hoeveel het jy nou? Ek het op die oomblik 15, 4 bulle en 11 koeie. So jy sê na al die moeite, al die beplanning, die geweldige logistiek om van een land na ander een hierdie operasie te reël van Suid-Afrika na Malawi en 'n redelike teleurstellende veiling, was dit vir jou die moeite werd geweest? Ja, ek dink finansiëel het ek seker maar gelyk gebreek. Ons dink jy het geld gemaak, maar daar was eintlik groot risiko verbonde. Maar ek het die Liechtenstein en ek het hom terug in Suid-Afrika en dis seker dan suksesvol geweest. Wel, dis 'n baie goeie voorbeeld van private inisiatief by bewaring. Dankzij Dr. Johan Kriek en die Nasionale Parkeraad se pogings is die Liechtenstein, of so ook bekend as die mofhartbees, ook goed gevestig in Suid-Afrika.